Dag sê alle Afro 112 studente. Ek wil jou weer eens welkom heet by hierdie module. Die module se naam is Onderrig van Afrikaans Huistaal 1. So dit sê vir jou dat wanneer ons enige take of opdragte doen, moet jy altyd huistaal in gedagte hou. Al gee jy dalk skool by 'n eerste addisionele taalklas. Hierdie module is spesifiek gemik op die onderrig van huistaal. Nou dit kan jy onthou tot in jou 4de jaar en dis maar sommer so 'n leidende gedagtetjie. So kom ek gaan gou deur hierdie skyfies met julle. Reg, so ek dink vir 'n eerstejaars module wonder studente seker dikwels, hoe pak ek hierdie module aan? Nou ek wil jou graag daarmee help. Wanneer jy ondersteuningssessies bywoon, dan hoor jy so bietjie wat is vir my belangrik en wat moet jy onthou en waaraan moet jy aandag gee. So, dit is baie belangrik dat jy al die ondersteuningssessies bywoon. Indien jy werklik nie die ondersteuningssessies kan bywoon nie, kan jy altyd na die tyd gaan kyk na die opnames daarvan, maar jy moet 'n punt maak om dit te doen. Wanneer jy nie die ondersteuningssessies se inligting het nie, gaan jy regtig 'n bietjie verlore voel. So, dis verpligtend om daardie inligting te kry en terwyl jy die ondersteuningssessie bywoon of daarna luister, moet jy aandagtig luister. Jy kan nie besig wees om ander goed te doen nie. Sit by jou rekenaar, kyk na die ondersteuningssessie en maak notas. En dan voeg jy daardie notas in jou leer in. Want baie keer gaan daar ook nuttige inligting wees wat jy kan gebruik om voor te berei vir die eksamen. So maak notas, luister aandagtig en gebruik die inligting wat ek vir jou gee in hierdie ondersteuningssessies. Dan beplanning. Beplanning is baie belangrik, soos jy seker nou ook al gehoor het by jou ander modules. So jou beplanning doen jy deur jou studiebrief te gebruik en jy maak notas van al die belangrike datums, gebruik herinneringsmeganismes soos 'n selfoon se reminders om belangrike datums te onthou. Maar onthou studente, jy kan nie op die dag wat jy 'n opdrag moet inhandig, daaraan begin werk nie. Teen die tyd dat jy begin werk aan 'n opdrag, moet jy reeds 'n hele spul studiemateriaal deurgewerk het. So, ek sou voorstel dat jy regtig van die begin af hierdie opdragte in jou gedagtes het, so gaan lees dit sommer aan die begin van die kwartaal deeglik deur, kyk wat word van jou verwag. En dan terwyl jy jou studiemateriaal deurwerk, maak vir jou notas, watter van hierdie inligting kan ek gebruik wanneer ek my opdragte doen. En dan wanneer jy dan begin met jou opdrag, dan verwys jy weer na jou studiemateriaal, nee. So jy moet regtig vroeg begin met die opdragte. En jy kan ook vooruitwerk, sover jy kan. Onthou, 'n kwartaal het ook sekere ritmes, net is bietjie besigger in sekere tye en minder besig in ander tye. En beplan daarvolgens, werk vooruit sover jy kan. Die inhandigingsskakels is reeds lank voor die tyd oop, voor die inhandigingsdatum. En as jy vooruitwerk, dan is dit nie so 'n krisis as daar dalk iets voorval in jou lewe. As jy dalk siek word of dis 'n baie besige tyd by die skool of iets soos dit nie, nê. So kyk hoeveel jy gedoen kan kry so vroeg as moontlik. Dan wil ek jou net sê dat daar 2 ander hulpmiddels ook is. Daar's 2 e-klas oriënteringsvideo's onder verwelkoming op e-klas. En daar wys ek vir jou so 'n bietjie hoe jy die e-klas blad kan gebruik en watter tipe inligting jy daarop kan vind. En dan sê ek ook so ietsie oor die benadering tot elke leereenheid, nê. So gaan kyk gerus na daardie 2 kort videoetjies. Dis 2 video's, nie een is langer as 5 minute.
Dan die studiemateriaal wat jy nodig het vir hierdie module, is die Afrikaanse woordelyse en spelreëls of die AWS. Nou dit is 'n broodnodige bron wat jy gaan gebruik tot in jou 4de jaar. So jy koop hom nou, jy hou hom tot in jou 4de jaar en jy gebruik dit om spelling van woorde na te gaan. Jy gaan dit ook nog eendag in jou klas gebruik. Dis regtig iets wat enige onderwyser, of jy nou Afrikaans gee of te not, wat jy op jou rak moet hê. En dit het 'n lekker woordelys aan die einde waar al die meeste woorde verskyn met die korrekte spellings, nee, so jy kan dit gebruik om spelling te kontroleer en dan die eerste gedeelte bevat al die spelreëls. So as jy dan spelreëls moet naslaan, dis ook 'n baie belangrike bron vir hierdie module. Jy gaan regtig sukkel om deur te kom as jy nie hierdie bron leer vir die eksamen nie. Dan die wêreld van die storie, dit is jou letterkunde bron. Jy gaan hierdie boek waarskynlik ook weer gebruik in jou volgende jare. Vir hierdie jaar gebruik ons die inleiding, hoofstuk 1 en hoofstuk 5, en dan in volgende jare gebruik ons ander hoofstukke daarvan. So jy kan hom koop ook as e-boek. Dis heeltemal reg. So as jy hom nog nie gekoop het nie, koop hom gerus as e-boek, dan het jy hom sommer dadelik nadat jy hom gekoop het. Dan hoef jy nie nog te wag nie, want jy gaan onmiddellik nou wegspring met prosa en met opdragte wat gaan oor prosa, so dit is goed as jy hierdie boek sommer nou al het. Dan die swakste restaurant in die heelal, dit is jou voorgeskrewe werk. Dit is 'n boek wat 'n paar kortverhale bevat. Dis gemik op sê maar graad 4 daar rond. Leerdertjies 9 tot 11 sou ek sê. Miskien selfs 8 tot 10. En dit is die stories waarmee jy gaan werk. Jy gaan ook in die eksamen getoets word oor jou kennis van hierdie stories. Een van die belangrike doelwitte van hierdie module is om jou te help om 'n storie te kan aanbied, nee, vir intermediêre fase leerders. En hoe jy dit vir my gaan bewys dat jy dit kan doen, is met die stories in hierdie boekie. So dit is baie belangrik dat jy hom het. En dan die laaste stukkie studiemateriaal is jou KABV. Dit is die kurrikulum vir Afrikaans huistaal vir die intermediêre fase. Jy gebruik hom in die leereenheid beginsels van taalonderrig. En daar is ook 'n skakel by daardie leereenheid waar jy die KABV as ook die aanpassings wat hulle aan die KABV gedoen het, kan aflaai. So dit hoef jy gelukkig nie aan te koop nie, maar ek sal regtig voorstel dat jy dit aflaai, en as jy dit nie het nie, in gedrukte vorm, en dat jy dit druk, ringbind en sommer net naby hou, want jy gaan dit nog elke jaar gebruik tot in jou 4de jaar. Dit is 'n baie belangrike dokument. So dit is jou studiemateriaal. Goed, so kom ek sê 'n bietjie ietsie oor wat leer jy in hierdie module, wat is die onderwerpe wat ons gaan behandel. En al die Afro-modules, elke een dek nogal 'n wye verskeidenheid van dinge. So hierdie module het 5 leereenhede. So die eerste een gaan oor prosa, die tweede een oor spelling en leestekengebruik. Dan gaan ons bietjie kyk wat is die beginsels van Afrikaanse taalonderrig. Daar ondersoek ons die kurrikulum, nee, wat sê die kurrikulum vir ons en watter verskillende maniere kan ons gebruik om taal te onderrig. Ons leer ook 'n paar terme wat belangrik is wanneer mens van taalonderrig praat. Dan leereenheid 4 is die onderrig van Afrikaanse spelreëls en leestekens. So jy leer in 'n leereenheid 2 van spelling en leestekens, en dan in leereenheid 4 gaan ons dink, hoe gaan ons dit onderrig in die klas? So hier begin jy bietjie te dink aan, as jy nou 'n onderwyser is, hoe gaan jy skool hou, nê? En dan die laaste leereenheid is norme van Afrikaans. Dit sluit baie aan by spelling en leestekengebruik. Aangesien spelling en leestekengebruik
'n spesifieke soort norm is. Dit gaan maar oor die reëls waaraan 'n taal moet voldoen. So dit is die laaste leereenheid. So julle sal sien dat die doel van hierdie module is regtig om die basiese goed by jou vas te lê wat jy nodig het vir jou 4 jaar wat voorlê, jou 4 jaar van studie wat voorlê. Goed. By leereenheid 1, die wonderwêreld van die prosa, leer ons jou die basiese terme en woordeskat wat jy nodig het om oor letterkunde en dan veral prosa te praat en te skryf. Jy sal agterkom dat die groot doel van voorgraadse studie is om vir jou 'n woordeskat te gee waaroor jy oor sekere goed kan skryf. Nee, so moet nou nie net hierdie module deurkom nie. As jy die inligting in hierdie module werklik onder die knie het en ken, gaan dit jou so baie help in die volgende jare. Jy gaan weer en weer hierdie woordeskat gebruik om oor dan spesifiek kinder- en jeugliteratuur te praat en te skryf en na te dink. Dan spelling en leesteken gebruik, baie belangrik. As jy onderwyser wil wees, dan betree jy 'n akademiese beroep. En in die akademie is daar eenvoudig net geen genade vir swak spelling nie. Jy gaan baie sukkel om 'n pos te kry as jy swak spel. En daarom is dit baie belangrik dat jy jou spelling opknap en dit is die idee van hierdie leereenheid. Goed. Natuurlik gaan jy nog baie geskrewe take en opdragte ook ingee en daarvoor het jy ook goeie spel vermoë nodig. Dan die beginsels van Afrikaanse taalonderrig. Dit is nou weer die blootstelling aan die basiese terme wat ons nodig het om te praat oor hoe ons taal in die klas aanbied. So in die 2de, 3de en 4de jaar dan neem ek aan dat jy daardie terme verstaan. Ek gaan dit nie weer verduidelik nie, jy moet dit verstaan en daarom is dit belangrik dat jy daardie beginsels ook baie goed ken. En dan ook norme van Afrikaans. Geef jou ook 'n riglyn van wat is daai basiese vereistes waaraan taal moet voldoen. So dit is al die goedjies wat ons hier aanpak, behalwe dalk leereenheid 4, is baie basiese boustene wat jy nodig het vir die res van jou studie en dan natuurlik vir die toekoms. Leereenheid 4 is nou die een leereenheid waar jy sou jou kennis nou gaan begin toepas, nê? En dit gaan jou ook 'n voorsmaakie gee van wat wag in die volgende jare, waar ons kennis, ons basiese kennis gaan gebruik, om dan krities te begin nadink oor hoe ons in 'n klaskamer Afrikaans gaan onderrig. So leereenheid 4 gee vir jou so 'n bietjie 'n voorsmaakie van wat wag. Reg, so kom ons gaan na die volgende skyfie. Goed, die assessering is altyd belangrik. Nou, jy het 2 opdragte vir hierdie module en dan het jy 'n kwartaaltoets en 'n E-klas toets. Nou, die kwartaaltoets is jou amptelike assessering, wat ook dan die meeste tel. Dit word geskryf op die 24ste April. Jy sal dit op jou studenteportaal kan kry. Jy sal ook die tyd daar kan sien. En dit tel 50 punte, dit dra 40% van jou deelnamepunt by. Nou die kwartaaltoets gaan oor leereenheid 1 en 2, met ander woorde oor prosa en oor spelling. So dit is baie leerwerk. Jy moet baie hard gaan leer vir hierdie toets. So begin sommer nou dadelik om voor te berei vir die kwartaaltoets. Wanneer jy jou studiemateriaal deurgaan, probeer dit sommer onthou ook, sodat jy dit weer ten minste so 3 keer kan deurgaan voor hierdie kwartaaltoets en dat jy dit kan onthou en dit ook kan toepas, nee, dit is baie belangrik. Dan die opdrag 1 en 2 werk min of meer saam. Opdrag 1 is so 'n voorbereidende opdrag waar
jy jou voorgeskrewe werk moet gaan lees, die swakste restaurant in die heelal, en jy moet dan sekere vrae daaroor beantwoord. Nou, dit tel nie so baie nie, dis maar 5% van jou deelnamepunt, maar indien jy moeite doen met hierdie opdrag, gaan opdrag 2 vir jou heel wat makliker wees. Goed, so, opdrag 2 vereis dan van jou om 'n bladsy, nie 'n bladsy nie, 'n paar bladsye uit die storie wat vir jou toegeken is, te kopieer en dan notas daaroor te maak, oor die verhaalelemente en die betekenis van die storie, hoe jy dit in die klas aan leerders gaan oordra. So goed, die instruksies vir hierdie take is reeds beskikbaar onder leereenheid 1. Die inhandigingsskakel is ook reeds beskikbaar. So sodra jy hierdie opdragte voltooi het, kan jy dit reeds inhandig. Goed, die sperdatums daar, die 5de April en die 15de April onderskeidelik. Opdrag 2 is dan jou ander groot opdrag wat 30% bydra tot jou deelnamepunt. Dan die E-klas toets, hierso by 3 Mei se kant. Teen 3 Mei moet jy hom voltooi het, maar sodra jy gereed is vir hom, sodra jy deur al jou leereenhede gewerk het, tot by leereenheid 4, kan jy hierdie E-klas toets doen en hom afhandel. Nou, daai 3de Mei is die naweek net voor jou praktiese tydperk begin, en daarom sal ek regtig voorstel dat jy die E-klas toets reeds voor die 3de Mei afhandel. Nou, dit gaan 'n kombinasie wees van meervoudige keusevrae en ook paragraaftipe vrae. So jy moet daardie leereenhede baie goed gaan voorberei en gaan leer vir hierdie E-klas toets. Hy tel ook 25% van jou deelnamepunt wat regtig heel wat is. Nou goed, nou wat ek nog wil sê van assesseringstake is, baie belangrik, jy kan nie 'n assesseringstaak doen voordat jy nie deur die studiemateriaal gewerk het nie. Die assesseringstake assesseer jou kennis van die studiemateriaal. Dit assesseer nie jou vermoë om kunsmatige intelligensie te gebruik nie, en dit assesseer ook nie jou vermoë om goed uit jou duim uit te suig of jou algemene kennis te gebruik nie. Wanneer jy kunsmatige intelligensie gaan gebruik, alhoewel ek nie regtig weet hoe jy dit gaan regkry nie, dan moet jy maar 'n 0 punt verwag. En as jy op algemene kennis gaan probeer om hierdie assesseringstake te doen, gaan jy ook regtig baie sukkel. En dit gaan vir jou baie sleg wees en jy gaan nie goeie punte kry nie. So, maak seker dat jy die studiemateriaal deurwerk voordat jy hierdie assesseringstake aanpak. Dit is baie belangrik. En met studiemateriaal bedoel ek die ondersteuningssessies, die videolesings, die lesse, die verwysings na die handboekmateriaal, die aktiwiteite wat ek ingesluit het, die selfassesserings. Dit alles is nodig vir voorbereiding vir hierdie take. En dan moet jy vir my in jou opdragte wys dat jy kennis het van hierdie studiemateriaal. Nee. Goed, dan moet jy asseblief ook jou werk versorg. Soos ek gesê het, jy wil 'n akademiese beroep betree, jy wil 'n graad hê, daarom word daar professionaliteit van jou verwag wanneer jy werk inhandig. So, dit beteken, jy kontroleer jou werk vir spelling, jy skryf samestellings as een woord, en jy gebruik die gepaste hoofletters en leestekens. Jy verdeel ook enige paragraaftipe of opsteltipe vrae in paragrawe. Goed, dit is die basiese dinge wat jy al op skool moes bemeester het. Jy moet dit ook hier doen, al is jy dikwels op 'n digitale platform. Die basiese reëls geld steeds. En dan moet jy betyds jou assesseringstake inhandig. Dis hoekom ek sê, werk asseblief vooruit,
sodat wanneer daar 'n krisis gebeur, dan is jy nog steeds betyds en jy is reg. Ons het net 6 weke waarin ons hierdie module moet afhandel. So die tyd vlieg. Voor jou uitvee is die 6 weekies verby. Goed, dit bring ons dan aan die einde van hierdie lesing. Jy is baie welkom om my te kontak by die e-posadres wat op die skerm verskyn. Enige vrae oor die inhoud van die module of oor opdragte kan jy sommer direk aan my stuur. Dankie vir jou aandag en baie sterkte vir hierdie kwartaal. Mooi bly.